ons gees vanoggend kan uitroep, Abba Vader. Dankie Here. Dankie vir die geleentheid. Heilige Gees, U is die eregas vanoggend hierso. En ons verwelkom U. Kom bedien ons soos wat U wil. In Jesus se kosbare naam. En die gemeente sê, Amen, Amen, Amen. Dies, waar het jy nou weggeraak? Daar is hy. Baie dankie vir die geleentheid, vir jou en jou leierskap om hier te kan bedien. En ek het 'n baie, hoe noem 'n mens dit? 'n baie teer plek in my hart vir Vicksburg. Ek het 2 vaders hierso, 2 geestelike vaders. Wil jy en Elie staan gou op asseblief? En omteens, en tannie Emmy, waar is julle? Hierso is julle. Baie dankie vir die vaderskap. Wat julle in ons lewe, in my lewe het, gehad het. Ek het altyd, kan ek gou vir julle geheim vertel, ek het altyd as dit swaar gaan in die bediening, ek trek nou by jaar 22, as dit iewers moeilik gaan, dan dink ek, wat sou oom Willie gedoen het? Wat sou oom Teens gedoen het? Dan hoor ek oom Teens is in Lesotho in die berge, evangelis. Dan sê ek, Here, help my, dat ek daar sal kom. Baie dankie. Ek eer julle, as my geestelike vaders. Net so, terwyl ek van die geestelike vaders praat, hier langsaan was die ou kerk gewees, nie die ou kerk, die eerste kerk, kom ons noem die eerste kerk. Nou 40 jaar terug, as my somme reg is, 1989, het ek tot wedergeboorte gekom. En 'n Pinksterweek het Ron Kushmar hier aangebied, hier langsaan. Wie kan dit onthou? Wie was deel van dit? Prys die Here, hier is mense wat net so oud soos ek is en nog ouer. OK. En Oom Ron het vir my gebid, daar is so 'n kamertjie daar agter. En ek het die Heilige Gees daar ontvang. No turning back. Praise the Lord. Kan ek julle 'n boodskap gee van Oom Ron? 40 jaar terug, ek onthou dit. Ek onthou baie min goed, want my lers is vol. Daar's 'n boodskap wat hy een keer gebring het in Klokkolaan. Ek het gister, Pastoor Willie, toe herinner die Heilige Gees my daarin. Hy het een keer op Klokkolaan, hulle het hom soontoe gevat, was dit dieselfde Pinksterweek gewees, Willie, min of meer. En hy het gesê, daar was 2 goed, sy boodskap het gegaan oor praat dit wat jy wil hê, praat dit wat jy soek. En hy het gesê, my nuwe aeroplane, weet julle waar is my nuwe aeroplane? Hier is hy. Ek roep hom. En die ander ding wat hy sê, 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees waaksaam en nugter, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En hy het die volgende gesê, hy sê, weet julle, ek gaan dit sag sê, ek het laasnag op Vicksburg geslaap. Die duiwel weet nie waar is ek nie. Hy is op pad, hy loop Klokkolaan toe. Voor hy op Klokkolaan kom, dan is ek klaar daar, dan is ek op Senekal. Dit het 'n impak in my lewe gemaak, dat ek besef, die vyand loop, ek is geen eer aan die vyand nie. Hy het nie 'n aeroplane nie, hy het nie 'n voertuig nie, hy loop daar waar hy wil wees. Dis 'n boodskap van 40 jaar terug wat ek onthou. Weet julle hoekom? Dit het 'n impak in my gees gemaak. Hoekom? Want God is goed. Hy wil hê dat ek en jy die bonatuurlike moet besef en in die bonatuurlike moet leef, ten spyte van die oorlog wat nou in die gang is en alles wat skeef en krom is. Weet julle, daar Psalm 23 sê, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat is Vader God se hart vir my en u vandag? Ons moet die hemel aarde toe bring. Ons moet dit wat daar bo is, moet ons afbring en sê, Here, ons is die geloofsdraers wat om Vicksburg rondloop. Daar waar ons, Josua 1 vers 7, daar waar ons voetsole neersit, neem ons grondgebied in besit vir God.
Dis ons verantwoordelikheid. Nee, luister. Nee, om te fokus op die oorlog en alles wat daar verkeerd gaan nie. Nee, kom ons sit dit een kant. Sê Here, ons bid vir daai mense. Ons dra hulle op aan U, sodat U verheerlik sal word. Goed, kom ons by my tema. Ek kan nie wag om hierdie vir julle te bring nie. Ek is so opgewonde, nee. Hierdie is 'n boodskap wat ek vanoggend net vir iemand kom aflewer. En ek gaan hom na die beste van my vermoë gaan ek hom aflewer. En as daar iewers ietsie verkeerd gaan, is dit oukei. Het ek almal by my in Winburg is dit blok A, blok B en blok C. Blok A is dit alright as daar iets fout gaan. Okay, blok B is dit reg met julle. Right, blok C. En dan het ek 'n blok D ook. Dis die kamer die soundman daar. Is dit reg met jou ook? Baie dankie, ek waardeer. Ek het my uitpreef toe saamgebring. Daai is te hoog vir my. Okay. Ekskuus, verskoon my net vir so 'n minuut. Die tema van my boodskap. Beleef 'n klein begrafnis. Besef u vanoggend hoe bevoorreg is ons as kinders van die Here om in Suid-Afrika te sit. Ons kan Paasnaweek vier. Ons kan die Opstanding Sondag vier. Ons kan Pinkster Sondag vier. Ons kan die opstanding van die Here Jesus beleef. Ons kan in vryheid die Here aanbid. Ons moet die Here, luister gou vir my, ekskuus, hierdie is nog nie deel van my preek nie. Ons moet die Here elke dag dankie sê dat ons in hierdie land nog vrylik die Here kan aanbid. As ons dit nie doen nie, gaan die klippe uitroep. Die donkies gaan uitroep. Ekskuus, ek raas nie hoor. Ek raak net opgewonde dat ons dit nog kan beleef, dat ons deel van God se oorwinningsplan kan wees. Dis hoekom ek en jy nog hier is. Net so terloops, gou-gou, my getuienis, ek hou nie daarvan om oor my te praat nie. Ek is met my 3de lewe besig. 3 keer het die dood al in my lewe kom klop. Die laaste keer was 3 jaar terug, April, het ek 'n hartaanval gehad. Ek myself kry, toe lê ek tussen die wit lakens in ICU. Ek sê, Here, hoekom? Here sê, jou werk is nog nie klaar nie. Hoekom is u vanoggend hier? Jou werk is nog nie klaar nie. Jy het werk om op aarde om te doen. Ja, maar ek is 80. Ek is, Matthäus, ek spreek nou nie op jou nie. Ek is 85. Weet jy wat? Jou werk is nog nie klaar nie. Jou werk is nog nie klaar nie. Maar wat moet ek doen? Weet jy wat? Die minste wat jy kan doen, is bid. Bid vir die leierskap. Bid vir ons vir die gemeente, vir die gemeenskap. Bid vir die regering. Dat hy verander. Daar's klare verandering. Ek sê hierdie land gaan verander. Kort voor lank. Weet jy hoekom? Want God is in beheer. God is in beheer. Ons God is in beheer. Goed, die begrafnis. Ekskuus, dit klink baie negatief. Maar ek is glad nie negatief nie. Maar die Here is oulik. Ek wil dit vir julle sê. Hy gee baie keer vir my 'n tema, dan sê ek, Here, is dit U wat met my praat? Want niemand anders, ek luister net na die regte stem. Here, ek weet as U wat met my praat. Maar dankie vir vir hierdie tema. So my tema is, beleef 'n klein begrafnis. Is julle reg vir hom? Okay, goed. Sit hom verstand vir ons daarop, asseblief. PS. En ons gaan hom saam lees. Hoe ek hier aankom, is die Heilige Gees. Paasnaweek lees ek die kruisiging, en ek lees die opstanding, en ek is opgewonde, en ek is die Engelse mense? Nee. Is hier 'n paar? Okay. As daar Engelse woord uitkom, dis vir julle. Maar dit gaan nie baie wees nie. En ek is excited in my gees, toe ek die kruisiging lees, en ek lees die opstanding, en ek lees die vrymaking, en die volgende oomblik, hoor gehou, sê die Heilige Gees vir my,
Maar wat van my begrafnis? Hoekom skiep jy my begrafnis? Ek sê, Here, ekskuus. En ek begin Jesus se begrafnis lees, en dan gaan vir my 'n wêreld oop, hoor gou, van Jesus se begrafnis. En ek wil die wêreld wat vir my oop gegaan het, wil ek met u kom deel vanoggend. Mag ek maar? Kom ons lees hom. Matteus 27. En hier is die begrafnis. Begrafnis is altyd sleg, nee, negatief, hartseer, trane, dis iemand wat ons verloor het, en alles wat daarmee gepaard gaan. En as ons negatief begin, ons gaan positief stop, is dit oké? Oké, kom ons lees hom saam. Die begrafnis van Jesus, vers 57, jy is op jou merk my maat. En toe dit aand geword het, daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Wie was daar gewees by Jesus se begrafnis? Josef van Arimatea. Hy was 'n disipel, maar hy was ook 'n ryk man. OK. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moet word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Wie was nog by Jesus se begrafnis? En Maria Magdalena was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. Ek hou altyd van iets moet prakties wees. Ek hou van prentjies. Ek leef in prentjies. Ek wil hê jy moet die graf sien, 'n gat in 'n berg met 'n groot steen. Maria Magdalena, Maria is daarso. Josef van Arimatea was daar, en as jy gaan kyk in Johannes 19, daar was nog iemand gewees by Jesus se begrafnis. Ja, ek kyk hoor hom. Nicodemus was ook daar. Hoeveel mense was by sy begrafnis? 4. OK, goed, kom ons lees verder. Vers 62. Kyk wat gebeur by hierdie begrafnis. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en hulle hou 'n groot meeting. Sien julle dit daar? En sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, met 'n klein lettertjie gespel, van wie praat hulle hierso? Hulle praat van ons God. Hulle praat van ons verlosser. Ek raak opgewonde as ek hoor, dis ons God waarvan hulle praat. En hulle praat negatief. Die Here het my klein gemaak vir 'n spesifieke rede. Gee dan bevel dat die graf, nee, ek is te ver. En sê, my Heer, ons herinner u dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Wat is die belofte van Jesus se begrafnis? Oor 3 dae staan ek op. Weet jy wat is my die belangrikste? Die owerpriesters en die skrifgeleerdes het dit geweet. Hulle het dit geweet, hulle het dit verwag. Maar daar het niks in hulle hart gebeur nie. Hierso, Pilatus, gee dan bevel dat die graf verseker word. Hierdie verseker is nie versekeringmaatskappy, dat hy opgepas sal word. En tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode nie. En die laaste dwaling, die laaste wat? Dwaling, sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker, gaan pas die graf op soos dit julle verstaan. En hulle te gaan en die graf verseker, deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Goed, kom ons blaai om. Matteus 28, hier's nog deel van die begrafnis. Wat is jy daar? Vers 12. En nadat hulle, kom ons begin by vers 11. En terwyl hulle op weg was,
kom daar sommige van die wagte in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate wat gegee? Baie geld. Nee. Hoeveel geld? Baie geld gegee. En gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. Wat 'n leuen uit die put van die hel uit. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem. Hoor gou, wat het hulle gedoen? Hulle het hom gepocket. En gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal, hierdie leuen is versprei onder die Jode tot vandag toe. As ek na Jesus se graf kyk, sy begrafnis kyk, dan sien ek geen huldeblyk nie. Ek sien geen blommetjies nie. Ek sien geen skare wat hom ondersteun, wat sy familie ondersteun nie. Ek sien nie 'n lang stoet nie, met karre met ligte wat brand nie. Ek sien nie die mense wat hy genees het nie. Ek sien nie die mense waarvoor hy kos gegee het, wat hy brood voorgegee het, wat vermeerder het nie. Ek sien nie sy disippels nie. Ek sien niks daarvan nie. Wat sien ek? Ek sien vir Maria Magdalena, Maria, Josef van Arimatea en Nikodemus. Ek sien nie een van sy 4 broers nie. Jesus het 4 broers gehad. Jakobus, Joses, Judas en Simon. Party vertalings praat van Simeon. Ek sien nie sy 2 susters nie. Hy het 2 susters gehad. Maria en Salome was Jesus se 2 susters gewees. Ek sien hulle nie daar nie. Waar was hulle? Ekskuus, ek probeer prakties hê. Ek probeer prakties wees om te sien wie was by Jesus se begrafnis. Jesus het 10 redes gehad om in daardie graf te bly. Die eerste rede was die skoon linne waarmee hy toegedraai is. Ek wil dit gou prakties demonstreer. Jordaan, kom jy en ek het hom gehad tot net nou toe. Fransie, kom gou hierso. Ek wil hê ek gou van iets prakties sien. Beleef. Jesus was toegedraai in wat gewees? Skoon linne. En ek het wie is die sterkste man in hierdie gemeente vanoggend hier? Ek het hom gekies. Hier staan hy langs my. Is dit nie jy nie? Ek wil hier gou ietsie demonstreer. Hande teen die sye. Ag, Fransie, help gou vir my daai kant. My laken is te kort. My laken is te klein. Ekskuus my laken, ek het hom nie getoets voor die tyd nie. Sy moet my daar vassteek. OK. Jesus was toegedraai in doeke gewees. Jesus was binne in hierdie graf verseël gewees met 'n wat? Met 'n groot steen. Verseël, die oomblik toe ek verseël lees, toe dink ek aan jare terug toe daar nog 'n poskantoor was. En jy met 'n pakkie verseël, wat het hulle gedoen? Kan julle onthou? Kerswas. So rooi kers was en hulle het hom so gedruk. Wat was die rede vir dit gewees? Hy was verseël. En die ontvanger van hierdie pakkie of hierdie koevert het hierdie seël gebreek. Nou wonder ek, hoe was Jesus se graf verseël gewees? Was dit met wat gewees? Dit kon sement gewees het, dit kon wat gewees het. Ek wil dit graag weet. Ek weet nie.
ons kan nou ons gedagtes laat gaan, hoe was hierdie graf geseël gewees? En dan die laaste ene, dit wat Jesus wou binnehou, was die leuen gewees. Die leuen van die vyand wou hom daar binnekant gehou het. En wou ons vandag nog steeds vir Jesus daar binnekant gehou het. En nou vra ek altyd die vraag af. Kom jy reg, Fransie? Ok, die oefening sou so gewees het, ek moes hom so 3 keer rondom hom gedraai het, en wat wil ek illustreer vanoggend? Jesus was toegedraai in hierdie doeke. Wie het hom losgemaak? Wie het hom losgemaak? As jy jou hande so toegedraai het, soos Jordaan hierso, moes iemand hom daar binne losgemaak het, ja of nee? Die engele, dit laat my dink aan Lazarus. Die engele het vir Lazarus kom haal voor die ryk man se hek. Niemand anders kon dit doen nie. Dankie Fransie. Dan staan net daar so, staan net daar. As hy nou 3 keer so toegedraai gewees het, sou ek vir Jordaan gevra het, probeer uitkom daar so. Hy sou nie uitgekom het nie. Hoekom nie? Hy was styf vasgedraai gewees. Daar's 3 items wat hom in die graf wou hou. Die eerste item is die skoon linne wat Jesus daar wou hou. Die tweede item was die verseelde grafsteen gewees. Dit wou hom daar hou. Die derde ene is die leuen wou hom daar hou. Maar weet jy, daar's iets wat Jesus uit daai graf uit laat opstaan het. Ek hoor hom. Ek hoor hom. Is 'n bietjie harder? Ons. Vat jouself gou so voor die bors. Sê vir jouself, Jesus het opgestaan terwille van my, terwille van my bediening, terwille van my lewe. Baie dankie Jordaan. Terwyl hy uittrek, daar kon 10 redes gewees het. Hoor gou. Daar kon 10 redes gewees het wat Jesus gesê het, Vader, en hierdie doen ek onder die bloed van Jesus. Vader, ek sien nie kans om op te staan nie. Dankie. Baie dankie. Sien julle die prentjie? Julle die prentjie gesien? Dis right. Daai is reg. Daar's 10 redes. Nee, daar kan 15 redes wees wat Jesus in daai graf kon gebly het. Hy kon gesê het, Vader, ek is nie bereid om uit hierdie graf uit op te staan terwille van hierdie klomp sondige mense nie. Nie ondankbaar, nie een van hulle is eers by my graf nie. Nie een is eers by my begrafnis nie. Nie een het eers 'n huldeblyk vir my gegee nie. Daar kom, Vader, dis dan koud in die oggend hoor. Ek sien nie kans om op te staan nie. Vader, daai charismate wat net Engelse liedjies sing. Vader, daai charismate wat 'n liedjie 2 keer, 3 keer, 5 keer oorsing. Ek is nie lus vir hulle moeilikheid nie. Ekskuus. Dis wat die Gees vanoggend op my hart lê. Jesus kon na die Vader gaan het en sê, Vader, ek sien nie kans nie. Waar sou ek en jy gewees het? Waar sou ek gewees het? Vader, daardie charismate van Vicksburg, wat in tale spreek, ek sien nie kans vir hulle nie. Daai ekskuus, ek pik 'n bietjie op die charismate, is dit oké? Wat se kinders in die kerk rondhardloop? Iemand trap ek op 'n, is dit 'n, ek hoop nie ek trap op 'n toon vanoggend nie. Here, daai kinders, wat nie maniere het nie. Ek sien nie
kans vir hulle nie. Ek sien nie kans, dis my gemaksone om in hierdie laken te wees en hier te lê en te ontspan. Ek sê dit weer. Ek sê dit onder die bloed van Jesus vanoggend. Here, Vader, ek sien nie kans om uit my gemaksone hier uit my lekker sonkamer uit, waar die heater brand, om intersessie toe te gaan nie. Vader, ek sien die kans. Ekskuus as ek 'n bietjie hamer daarop. Maar wat was Jesus se hoofdoel gewees? Wie het hy raak gesien? Vir my en vir jou. Dit was sy visie, dit was sy missie, en dit het hy gedoen. Hier kom die positiewe. Is julle reg vir die positiewe? Alles wat in hierdie woord staan, alles wat hierin staan, het 'n geestelike betekenis. En wanneer ons die geestelike betekenis verstaan, en wanneer ons dit ter harte neem, dan kom die lewe. Jesus sê, Johannes 10 vers 10, ek het vir julle lewe en lewe in oorvloed in gedagte. Maar weet jy wat, ek en jy moet uit hierdie doeke uit, moet ons wegbreek. Ons moet self daar uitkom. Jesus het self daar uitgekom. Ek en jy moet uit hierdie doeke uit wegbreek. En wat is die geestelike betekenis van die doek? Van die skoon linne? Is hierdie kamera aan? Ek wou hom nou toegegooi het. Dis lekker om te lag in die kerk, nee. Nee man, ons moenie met sulke lang gesigte hier sit nie. Goed, wat is die betekenis van die doek? Skoon, heilig, rein. Ek sit by die voete van die Here en ek sê, Here, openbaar vir my. Wat is hierdie? Materiaal. En die Here sê die volgende ding vir my. Ons aanbid 'n oulike God hoor. Ek weet nie wat se ander woord nie. Awesome. Ja, maar dis Engels hoor. Hoe praat julle Engels hier in Ficksburg? Okay. Ons aanbid 'n awesome God. Weet jy, as ons vir hom vra, Here, gee vir my die geestelike betekenis, dan doen hy dit. En die Here sê die volgende vir my, hierdie is materiaal. Daar is materialisme wat my en jou in die graf wil hou. Materialisme beteken te veel van een ding of te min van die ander ding. Dis materialisme. En ek wil nie net geld as voorbeeld gebruik nie. Maar hierdie materiaal wil ons baie keer in die graf hou, sodat ons nie die lewe en die oorwinning in Christus kan beleef nie. Ekskuus, hierdie is nie 'n aanklag nie. Hierdie is 'n plek vanoggend waar ek wil hê dat jy jou hart sal oopmaak en sê, Here, as daar materialisme in my lewe is, wil ek dit vanoggend voor u voete kom neersit, sodat ek in oorwinning kan leef. Want Jesus kon daar in die graf gelê het, in sy gemaksone, met alle respek weer eens gesê, en gesê, hier lê ek is okay. Ek is gered, ek lê in my gemaksone, ek is okay. En wat doen materialisme? Hy hou ons in ons gemaksone. Hy hou jou. Hy wil jou voor die heater hou. Ekskuus, ons is nou in die winter en hier in Ficksburg het ek vanoggend gesien is -4. My pa het altyd gesê die Vrystaat is nie vir sissies nie. Kind van God wees is nie vir sissies nie. As jy dink jy gaan in jou gemaksone leef, ek het vir jou goeie nuus. Jesus het nie in sy gemaksone geleef nie. As ek sien die fariseërs, skrifgeleerdes, die leuen, alles wat daarmee gepaard gaan, Jesus was nêrens in sy lewe in 'n gemaksone gewees nie. Ekskuus, dit klink of ek raas nie. Ek sê baie ernstig in my gees oor dit.
sodat ons sien wat het Vader vir my en jou in die bonatuurlike vir ons in gedagte. Die eerste een is die materiaal. Materialisme wil ons daar binnekant hou. Hy wil jou vasdruk. Ek hou nie daarvan om oor myself te praat met die Heilige Gees herinner my daaraan. Ek boer self, ek het 'n boer groot geword. Ek boer my lewe lank al met skape. 2 weke, die van julle wat Sotho ken, my Sotho naam is Radinku. Radinku, die herder van die skape. 2 weke terug ervaar ek is klaar met skape geboer. En ek gaan na die Here toe, ek sê, Here, ek wil nie iets doen, buiten dat U dit vir my sê nie. Ek sê, Here, wat sê U vir my? En die Here sê, hy gee my 'n skrif, Johannes 20, Jesus gaan besoek sy disippels in die bofortrek. Wat is die eerste woorde wat hy vir hulle sê? Vrede vir julle. Wat is die tweede sinsnede wat hy vir hulle sê? Vrede vir julle. Wat sê hy vir Thomas, die ongelowige Thomas, wat sê, as ek nie my vinger in die gate in sy vinger kan druk, en my vinger in sy sy kan sê, sal ek nooit glo nie. Wat sê hy vir Thomas? Vrede vir jou. En ek sê, Here, my skape steel my vrede. 2 weke later verkoop ek al my skape. Ek het nie meer 'n skaap op my naam nie. Hoekom? Die vrede in my hart is meer werd as die materialisme. Ekskuus as ek myself as voorbeeld gebruik, ek sê dit weer. Ek moes 'n besluit neem, gaan materialisme, gaan my skape my God word? Gaan my boerdery my God word? Of gaan God my God bly? As iets jou vrede steel, my boetie en my sussie, gee dit weg. Hy sê, as iets jou pla, kap jou hand, as jy wil steel, kap jou hand af, as jy wil wat ook al, julle ken daai skrif. As iets jou vrede steel, as iets jou God wil word, deel hom uit, raak ontslaaf van hom. Moenie dat die doeke van die graf jou vashou nie. Moenie dat dit jou oorwinning in God kom steel nie. Ons oorwinning op aarde is meer werd as die materialisme wat ek en jy dalk kan beleef. Ek weet ons het 'n huis nodig en ons het kos en klere en 'n voertuig, by all means. Maar moenie dat dit jou God word nie. Moenie dat dit jou in jou gemaksone indruk nie. Goed, daar, ons is klaar met hom. Die volgende een is die steen. Die steen wat verseël is. En ek sê, Here, gee vir my die geestelike betekenis van hierdie steen. Wat is die steen? En Vader sê, steen is iets fisies waaraan ek en jy kan vat. Wat het Jesus fisies beleef? Hoor gou, ek wil net vir julle die prentjie skets. U weet dit, maar ek wil net vir jou 'n prentjie skets. Jesus is met doeke toegedraai na sy kruisiging. Besef u wat se pyn en lyding hy in sy liggaam gehad het? Kan ons onsself indink? Ekskuus, ek is 'n sussie vir pyn. Sorry as dis een ding waarvan ek glad nie hou nie. Die tweede ding waarvan ek glad nie hou nie, is om te sien dat iemand anders ter pyn het. En ek dink aan myself, Jesus moes in pyn gewees het binne in hierdie graf. Fisiese pyn. Geestelike pyn moes hy beleef het. Maar wie het hy in gedagte, ekskuus ek gaan hamer op dit, wie het hy in gedagte gehad? Vir my en vir jou het hy in gedagte gehad. So die steen verteenwoordig dit wat fisies is. En die derde ding wat hom daar wou gehou het, is die leuen. En dan is dit met geen veroordeling in my hart nie, met geen verwyte in my hart nie, wie die leuen begin,
Die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Wie was agter die leuen? Die vyand. Hy het hulle gebruik om hierdie leuen te versprei, en wat het hy gebruik om hulle te finansier? O, die Here help ons. Hy het geld gebruik om die leuen te finansier, sodat dit waarby uitkom? By die Jode sal uitkom. Ek wil dit graag weer lees. Hierdie was vir my 'n openbaring gewees. Ek hoop dis vir jou ook 'n openbaring. En dat ek en jy hierdie openbaring sal vat en dat ons dit in ons harte sal bære, dat ons nooit die leuen van die vyand sal glo nie. Ek is by Matteus 28 vers 15. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal, hierdie leuen is versprei onder die Jode tot vandag toe. Jare terug praat ek met 'n vroutjie wat by die bank gewerk het. Daai tyd het jy nog note getel. Wie van julle onthou dit? By die kassiere, jy sit die note in. En ek vra vir haar die volgende vraag. Ek sê vir my sussie, verduidelik gou vir my, hoe weet jy wanneer dit 'n vals noot is? En sy sê, dis baie maklik. Ek sê, man, ek weet nie hoe werk geld nie. Ek weet wat is die kleur van hom, en dis dit. En sy sê vir my die volgende ding. Ek vra vir haar, wie leer julle wat hoe die fake ene is? En sy sê, weet jy, daar is soveel fake note, niemand kan dit vir jou leer nie. En ek sê, nou maar, hoe werk dit dan, man? Ja, sê vir my. En sy sê vir my die volgende ding. Sy sê, hulle leer ons net hoe die reël noot voel. As jy weet hoe die wat sê reël, help my gou-gou. Hoe die egte, daar's 'n mooi Afrikaanse woord. Hulle leer ons net hoe die egte noot voel. En wanneer die vals een tussenin kom, dan voel jy dit. En wat wil ek vanoggend vir u sê? Waar is die egte note? Wanneer ons die egte note ken, dan sal die ene wat vervals is, anderster voel. Hy sal anderster klink. Hy sal anderster met jou gees werk. Hoe meer ek en jy voel, hoe voel die regte note? Wie van julle ryk in julle Bybels? Elke nou en dan vat ek my Bybel so. Sjoe, Here, dit ry lekker. Hoekom? Hierdie is die lewe. Dis lewe in oorvloed. Dis hoe oorwinning ryk. Gister het ek iemand gaan besoek en hy het vir my 'n nuwe bakkie gekoop. En ek sê, laat ek net bietjie daar sit. Laat ek net bietjie die reuk van hierdie leer kry. En ek sit daar, ek sê, Here, ek bless hierdie man. Ag man, ek gaan vir julle sê, wie is dit? Dion en Naomi op Venter van Tokkelaan. En ek gaan sit in hulle bakkie, ek sê, prys die Here. Hier is julle bakkie. Ons bid dat die Here vir julle duisende ongeluksvrye kilometers sal gee. Ekskuus, ek is heel van die punt af. Maar wat? Ek ryk daai bakkie. Ryk jou Bybel. Sê, Here, hierdie is die lewe. En enige iets wat nie soos die lewe ryk nie, is die dood. Maar dankie Here, dat U, Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hierdie is Jesus, in papiervorm. Dan wil ek nie weet hoe ryk hy, ekskuus met alle respek, hoe ryk hy in sy lewende lywe nie. En ek sluit af. Hoeveel tyd? Ek sluit af. Ekskuus as ek my vinger klap, dis nie vir iemand nie. Dis net om die files oop te kry. Ek wil 'n uitnodiging maak vir oggend.
En ek wil vir jou bid. Baie subtiel kom die vyand partykeer, en ek gee die vyand geen eer nie, hoor, asseblief. En vat materialisme en maak ons vas. Jesus vergelyk hom net met een aspek in die lewe. Met wat was dit gewees? Mammon. Jesus vergelyk hom nie, hy praat nie eers van die vyand nie. Hoekom? Want die vyand is klaar oorwin. Maar ek en jy moet materialisme oorwin. Jy vanoggend, nou moet ek my woorde reg kies, en jy het net al gesê, dis oké, né? Oké. As materialisme jou wil as materialisme jou vasgemaak het, wil ek vir jou bid. Dat die Vader jou sal losmaak. Ek kan jou nie losmaak vanoggend nie. Maar hy wil vanoggend. Hy wil jou losmaak. As die steen, as die fisiese pyn vir jou te veel geword het, wil ek ook vir jou bid. Vir genesing. Jesaja 53 vers 5 sê, deur sy wonde het daar vir my en vir u genesing gekom. Hy het die prys betaal, nie ek nie. En die laaste ene, wil ek bid, dat jy hierdie woord sal opeet. Soos 'n verjaarsdagkoek. Die Here herinner my aan 'n prentjie wat ek tyd terug gesien het van die ma hoor die seentjie is baie stil in sy kamer. En as kinders stil word, dan weet julle, hulle is dalk met ietsie besig. En sy kry hierdie seentjie. En hy staan op sy buie op. Sy ma vra vir hom, wat doen jy? Hy sê, mamma, die pastoor het gesê, ons moet op die woord staan. En dis vir my so kinderlik. Waar staan jy vanoggend? Staan jy op jou woord? Staan jy op jou woord? Of staan ons op God se woord? As jy wil, ek moet vanoggend vir jou bid. Ek wil jou nie hier voor hê nie. Ekskuus, dit klink dalk nie goed nie. Ek gaan 'n algemene gebed doen. As jy vanoggend voel, die doeke hou jou vas, wil ek jy moet opstaan. Ek gaan 'n algemene gebed doen, en dan gaan ek 'n uitnodiging maak vir genesing, en dan sluit ek af, as dit reg so te is. Ok, as jy voel, jy doeke wat jou vashou vanoggend, en die Here het met jou gepraat, gaan ek 'n algemene gebed doen. Dankie Here. Dankie Here. Here, en vanoggend is daar geen veroordeling in my hart nie, en daar's geen veroordeling in enige persoon wat vanoggend sit se hart nie. Daar's geen kritiek nie. Here, ons verbied kritiek in Jesus naam. Amen. Maar Here, dankie vir elkeen wat eerlik en opreg is en sê, Here, vanoggend, en ek begin hierso by my sissies en my boeties en hierdie in blok A, Here, en ek bid vir blok B, en ek bid vir blok C, Vader, dat elke
doek wat om mense se oë gedraai is, om mense se hande gedraai is, dat U dit kom losmaak vanoggend in die naam van Jesus. Dankie Here dat U 'n wonderwerk doen vanoggend in mense se lewens en sê, Here, ek sien, as jy daar staan, ruk jouself los uit hierdie lakens uit. Dankie Here, dat U 'n volmaakte werk doen om mense los te maak vanoggend van materialisme, van die materiaal wat mense wil vashou. My boetie, vanoggend sê die Here, ek sien jou hart. Ek ken jou hart. Ek sien dat jy 'n rein en 'n suiwer, ek ken jou glad nie, maar die Here sê jy het 'n rein en 'n suiwer en 'n heilige hart. En jy is eerlik en opreg. En moenie dat die vyand jou iets anders kom wys maak nie. Dankie Here dat U vanoggend elkeen kom losmaak. Dankie Here vir 'n volmaakte werk. My boetie, hier is so heel op die punt. Jy dink jy staan dalk hier een kant. Die Here sê, jy's nie een kant nie. Hy sien vanoggend jou hart raak. En hy kom maak vir jou los. Dankie Here. Dankie, julle kan julle sitplekke inneem.